Jy is ingeskakel op Waterberg Stereo 104.9 FM. As jy nou net eers ingeskakel het, jy luister na almal se mikrofoon. Ek is Lindel Smit en vandag gesels ons met die man wat Vetkruid musiek begin het en die KI karakter Janneman geskep het. Ons hoor gereeld die musiek, ons sien die karakter, maar vandag ontmoet ons die hart agter dit alles. Hy wil nie roem hê nie, hy wil nie erkenning hê nie. Hy wil 'n getuienis deel, 'n getuienis van hoe God 'n mens kan optel uit donkerte. Hoe tegnologie nie die vyand is nie, maar 'n instrument kan wees. Dis nie net 'n storie oor musiek nie, dis 'n storie oor roeping, oor gehoorsaamheid en oor wat gebeur wanneer jy jou gawes in God se hande sit. Ons luister nou na die hart van A.W. Gryiling en hoe Vetkruid musiek ontstaan het. Waar kom Vetkruid musiek vandaan? Vetkruid musiek, kom ek begin by die, nie by die begin nie. Ek het so, vir die laaste 20 jaar van my lewe het ek in die fotografie en videografie industrie gewerk. Soos julle weet het AI 'n groot gedeelte van daai industrie oorgevat en julle gebruik dit self op julle fone as julle Instagram filters en goed gebruik op foto's en dis maar goed wat ons normaalweg gedoen het as fotograwe. Die foto ordentlik geneem en dan het hy maar so gelyk soos wat die filters hom nou kan maak. So oor tyd het dit maar al moeiliker en moeiliker geraak om werk te kry in die industrie. Laaste 5 jaar het ek gefokus op koöperatiewe werk, meestal events, maar daar die regering 'n stokkie kom voorsteek met hulle BEE-wette. So ja, ek het op 'n punt gekom waar ek besef het dat die fotografie is nie regtig 'n volhoubare industrie om in te bly nie. En ek het begin rondkyk en ek het maar nou gewonder aangesien die AI nou oorvat, kom ek krap 'n bietjie rond en kyk waaroor gaan dit en wat kan mens doen met dit. En soos ek nou begin meer leer het van dit en meer begin belangstel het en het ek gefokus op die wat hulle noem die generative AI gedeelte daarvan. Wat nou maar basies foto's en video's is. Dis 'n industrie wat ek ken, so is een wat ek gemaklik in gewas om te leer en gevoel het ek wil leer. En het ek op 'n punt gekom waar ek besluit het ek gaan 'n kanaal skep vir my kleinkinders. Iets om te kyk, iets wat gegrond is op Christelike waardes en beginsels. Wat ek wil sê is, nou met die launch van die Vetkruid in sy eerste episode het ek in 'n muur vasgehardloop oor copyright issues met musiek. Nou, wat ek intussen nou, ek verstaan nou waaroor dit gaan en hoekom dit so is, maar dit was nou half 'n laatnag storie toe ek die ding nou uiteindelik post en ek nou vir almal gesê het, hy gaan nou uit en hier sit ek nou en ek kan nie die ding post nie want daar's 'n video wat nou of 'n liedjie wat die video laat mute. So toe het ek nou gedog, wel, kom ons kyk, wat is daar buite met AI, wat kan ons doen, kan ons liedjies create met AI, en ek het toe nou op Suno afgekom, en meer as 'n stokperdjie of hoe kan jy sê, 'n personal time ding wat ek nog altyd gehad het, was om te skryf, noem het liedjies, noem het gedigte, noem het wat jy wil, maar dit is iets wat ek nooit regtig gedeel het met my familie of met vriende of enigiemand nie, dit was maar 'n privaat ding. Ek het probeer om 'n paar van die liedjies in te stuur na die groot platemaatskappye toe en goed, maar dit het nooit, die wat wel geantwoord het reguit gesê, dit is nie kommersieel genoeg nie en dit is nie goed wat sal verkoop nie. En ek het 1 of 2 kunstenaars gevra of hulle sal belangstel om met te sing en die een het my aangekyk asof ek iets gedrink het wat ek nie moes nie. Van die ander het nie eens respond nie, so ja, ek neem aan as jy nou nie 'n erkende liedjeskrywer is nie, of dan is jy mos seker maar nie welkom in die industrie nie, maar dit was fyn. Maar om terug te kom by die Vetkruid episode, ek het toe 'n liedjie geskryf daai aand, en ek het hom in die video gebruik en het was 'n sukses, kinders het van hom gehou. En nou ja, daar is nou net 'n backstory, want ek wil hê julle moet onthou van oor die liedjie, want dit is maar was 'n groot rol gespeel in waar ons is vandag. Die eintlike, hoe kan jy sê, testimony gaan oor my stryd met depressie. Ek gaan nie ingaan oor wat dit veroorsaak het nie.
daai is 'n diep donker gat in die verlede wat daar hoort in die verlede. So ja, maar dit het op 'n punt gekom van my lewe waar ek besluit het dit is te veel. Ek het hulp gesoek, sielkundige hulp, ek het hulp gesoek in die bottels, die pille en die voggies, maar onder in elke bottel was daar niks, was maar net weer, as dit goed uitwerk, dan kom alles weer terug. So ek het op 'n dag besluit, ek het genoeg gehad, en ek het gaan 'n einde maak aan dit. Ek het kom sit hier in my kantoor, wat ook my seun se garage is, en ek het iets wat ek nog altyd gedink het, is 'n kan jy sê 'n vloek. Ek het 'n probleem met goed skryf en gedagtes op papier sit. Selfs nou hier met hierdie gepratery, ek het hierdie video al 'n paar keer gemaak en die kortste wat ek nog kan kry is 35 minute, so ons gaan mik vir 'n rekord hier. Maar ja, om my gedagtes op papier neer te sit is nie altyd maklik nie. Ek kan nie soos enigiemand anders nou daar skryf. Dankie dat jy daar gekom het, die braai was lekker en sien jy aan die ander kant nie en cheers. Ek moes mos nou probeer om wat in my kop is op papier te skryf, sodat ek nou kan myself nou verduidelik oor hierdie stap wat ek nou gaan neem, en hoekom ek het gedoen het, en dat die mense toch nou nie kwaad is vir my nie, want people pleasing is ook 'n groot probleem vir my, maar ja, ek het gaan sit en ek het die woorde begin uitkom, en ek het begin skryf, en toe ek klaar was, het het ook meer gelyk soos 'n gedig as 'n selfmoordbrief, maar ek het die ding gelees, en ek weet dit is simpel, maar in die brief praat ek ook met God, waar ek vir hom sê, ek sak my kop in skaamte. Nou, ja, ek sê dit is simpel, want ek was van plan om hom later te sien, so hoekom praat ek nou in die brief met hom? En hy kan ons nou anyway sien wat ek doen, so, ja, maar in elk geval, ja, maar toe ek nou die brief sit te lees, en ek lees die stukkie waar ek sê, ek sak my kop in skaamte, en daar is skaamte oor my gekom, wat ek regtig skaam gekry het vir God, oor wat ek besig is om te doen, en nou wat hy alles vir my in my lewe gedoen het, dat ek so besluit wil neem, en ek het opgestaan en geloop, en ek het dit nie gedoen nie, obviously, hier sit ek nog, en besluit, ek sal môre weer terugkom, want iemand wat nou al op baie punt was, sal vir jou kan sê, dat dit is al waarin jy kan dink, 24 uur 'n dag, so, die volgende dag was ek terug hier by my tafel, en ek het besluit, ek gaan nie weer daai brief lees nie, ek gaan 'n nuwe inskryf, en daai ene gaan my nou weer stop, en ek het weer begin skryf, en snaaks genoeg, die brief het halfpad deur die brief heeltemal 'n ander wending geneem, en ek voel dit is God wat met my gepraat het, deur myself, deur die brief, en ek glo tot vandag toe nog, hy praat so met my deur my musiek, maar in elk geval, ons kom daarby, toe ek nou die brief klaar geskryf het, en ek gaan lees die woorde, en die stukkie waar die ding nou verander, is waar ek nou sê, die brief, ek het actually die liedjie toe vrygestel, ek sal nou daarby kom ook, dat sy naam is, my toekoms lyk donker, nou, waar ek sê, my toekoms lyk donker, sê dit daar, vir nou maak jy nie saak nie. En toe ek daai woorde lees, het ek vir die eerste keer in 'n lang tyd God se stem duidelik gehoor, wat vir my sê, ek het nog werk vir jou. En dit het my half geskok. En ek het weer eens, obviously dit nie gedoen nie, en die goed neergesit, en aangegaan met ander goed, en besluit ons probeer maar môre weer, maar iewers moet daar 'n punt kom, en ons moet 'n streep trek in hierdie sand. In elk geval, die volgende dag is ek weer terug hier, verskoon my, en ek het die brief toe weer gelees, of die gedig wat ek die vorige dag geskryf het, meeste briewe lyk maar soos gedigte, maar in elk geval vir my, en die woorde het by my gespook al van God wat vir my gesê het, hy het werk vir my, en hy het werk vir my. En daar het eweskielik 'n verlange op my gekom, wat ek in 'n lang tyd nie beleef het nie, of nog nooit beleef het nie, en nog nooit weer wil beleef nie, waar ek begin verlang het na my oorlede ouers, selfs my vrou wat nog hier is, my broer in New Zealand, dit was net 'n diep verlange. En dit het my laat dink aan die woorde op my ouers se graf, waar daar staan,
ons sal eers daarbo verstaan waarom hulle so vroeg moes gaan. En ek het dit neergeskryf, en ek het nog 'n sinnetjie geskryf, en nog 'n sinnetjie geskryf, en 2 ure later, toe sit ek met die woorde van daarbo voor my, en ek het die woorde gelees, en vir myself gesê, joh, maar hierdie is bemoedigende woorde, ek wil tog geen mense moet dit hoor, iemand moet dit hoor, maar hoe gaan ek dit daar buite kry? En ek het al probeer so jare wat terug om 'n TikTok ding te begin en lives te doen en goed, maar soos julle kan hoor, ek het nie die wêreld se mooiste stem nie. Die wat weet hoe ek lyk, sal ook weet ek het 'n gesig vir radio, so hoe gaan ek die boodskap daar buite kry? Toe onthou ek van die liedjie van die Vetkruid kanaal, wat ek self moes dringend maak daai aand. En gedink, miskien kan ek die tegnologie gebruik en iemand kry om hierdie liedjie te sing. En ek het dit toe gedoen. Ek het toe ook die ander een, die brief wat ek die vorige dag geskryf het, hom ook daar deurgesit. Bietjie rondgespeel en geleer hoe werk die program en agtergekom ek kan sekere goed verander en instrumente verander en soos maar geleer soos wat ek die res van die AI ding geleer het. En ek het die volgende dag gesit en ek het geluister na die 2 liedjies en ek het besef, maar is dit nie wat God wat bedoel het toe hy vir my gesê het, ek het nog werk vir jou nie. En vir nou maak jy nie saak nie, so kom ek sit myself in my eie hartseer en my eie, hoe kan jy sê, struggles op die backburner en kom ek kyk, hoe kan ek hierdie liedjies daar buite kry? En ek het toe gaan rondkrap en probeer uitvind en eventually uitgefigure hoe om die goed vrygestel te kry op Spotify en op YouTube. En ek het hulle vrygestel. Wel eers daarbo op sy eie. En dus ek kom so 'n week of 2 kans gegee om te kyk wat gebeur. En die terugvoer wat ek gekry het op die liedjie was amazing. Mense wat vir my sê dat hulle skielik weer kans sien nadat hulle geliefdes afgestaan het in die dood. Die een vrou het 3 van haar kinders afgestaan in die dood, of al 3 haar kinders. En sy het gesê vir die eerste keer dat sy weer hoop dat sy hulle weer gaan sien en dit het haar bemoedig. En daar het ek besef, maar dit is wat God bedoel het. Ek het tog iets wat ek moet sê, en al het ek nie die stem vir dit nie, en al het ek nie die gesig vir dit nie, nou kan mense maar sê, ja, maar mens moet nie skaam kry vir jou voorkoms en hoe jy klink en goed. Daar is 'n rede hoekom die mense in Hollywood lyk soos wat hulle lyk en klink soos wat hulle klink. Ons as mense is skuldig daaraan, want ons is geneig om eerder na hulle te luister as na iemand wat soos ek lyk en klink. Ek het toe nou bietjie voortgebou op die ding met die hele liedjie, want kyk, Janeman, wat nou die liedjie sing, sy voorkoms is gebaseer op my oorlede pa. Hy is oorlede toe ek 11 jaar oud was, so ek het 1 foto van hom, so ek voel nou of ek elke dag bietjie tyd saam met hom spandeer, as ek met Janeman werk. Kyk, hy is nou nie presies, hy lyk nou nie presies op 'n druppel water nie, maar daar is 'n likeness. Iets wat ek kan herken. maar nou, wat Janeman toe geword het vir my, en die mense wat nou Janeman se boodskappe volg op Facebook en op TikTok, is maar boodskappe van bemoediging en ons spandeer tyd saam in die woord. Daai Janeman video's is my boublokkies, hoe ek my bakstene, noem hulle my bakstene, hoe ek my lewe terug aan mekaar sit. So elke dag vir my is nog 'n stryd, en ek glo mens word nie regtig ooit genees van depressie nie, mens leer maar mee saam te leef, en jy leer hoe om die tekens te sien van wanneer om wat om te vermy. So vir my is Janeman 'n journey. En ek het al vir mense gesê, ek wil hulle graag uitnooi op die journey, dat hulle saamkom, want Janeman gaan musiek maak om die Here te loof en te prys vir wat hy gedoen het, en wat hy nog steeds doen in my lewe, en ons gaan, as ek goed ontdek wat my help, gaan ek het deel met ander mense deur Janeman, want om eerlik te wees, as ek 'n video met my eie gesig maak en my eie stem, en ek post hom op Facebook, en kry miskien 2 of 3 views, een wat nou op TikTok kry miskien 100, 150, ek het nou die dag een gekry met 300, wat 'n rekord was vir my, maar dan, as ek daai selfde video met Janeman maak, dan kry hy 50.000 views, dat is van Janeman se video's wat oor die 300.000 views gekry het al, so, vir my is dit nie eers meer 'n talking point nie, om vir Janeman te gebruik vir die musiek,
en vir die video's nie, want dit is hoe die boodskap uitgaan. My TikTok blad het gegroei tot oor 22,000 followers, my Facebook blad het in minder as 'n maand 10,000 followers gekry en hy is nou op, ek het sien hy is nou al op 12,000 followers. So ja, dit is waar Vetkruid Musiek en Janneman vandaan kom. Ek glo 100% dat die Here het deur AI my lewe gered. En ek is vir hom ewig dankbaar daarvoor. Ek gaan hierdie platforms altyd Janneman se video's en Vetkruid Musiek gebruik om die Here se naam groot te maak. Vir so lank as wat ek kan. En hy my sal toelaat. Maar ja, mense, dit is wat dit is. Alle eer behoort aan God. My vrou raak baie kwaad vir my as ek sê dat ek het niks hiermee te doen gehad nie. Maar ek sien dit so, as ek kyk na alles wat ek in my lewe aangepak het en wat ek kon bereik. En as ek dit nou vergelyk met wat hier gebeur het met die Vetkruid Musiek en Janneman se goed, is dit 100% God se hand. So, alle eer behoort aan God. God is baie groter as AI of KI vir die geregte Afrikaanse mense. Baie mense weet nie wat KI beteken nie, maar in elk geval, so ja, ek het glad nie 'n vrees vir dit nie. Ek is glad nie, ja, dit was nog nooit 'n geheim nie. Van dag 1 af het ek dit duidelik gemaak. Elke video het 'n AI logo op elke platform word daar gesê in die description en die about pages dat AI gebruik word in die vervaardiging. So ja, dit is nie 'n geheim nie. Ek wil tog net noem dat hierdie goed word nie in existence en geprompt, soos baie mense sal like om mense te laat glo nie. Ek gebruik nie ChatGPT en sê vir hom create my Janneman video en dan sit ek hier en dan kyk ek hoe doen hy dit nie. Die prompt wat ek, sover as wat my prompting gaan, is wanneer ek vir my sagteware, ek gebruik nie glad nie online platforms, ek doen alles offline. As ek vir Comfy UI sê, en hy workflow vir my sê, trek vir Janneman 'n wit hemp aan en skryf eensaamheid op sy hemp in swart letters. Dit is so ver met prompting gaan. My liedjie se woorde is 100% glo ek kom van die Here af. Ek hou die pen vas en hy skryf dit. Soos ek sê, die prentjies maak ek met van Janneman en ek trek sy hemde aan en van die karakters en die goed in die Vetkruid word met die goed vervaardig of dit is 'n lang storie, ek gaan nie nou daarin gaan nie. Dit is as Laura's create om hulle elke keer dieselfde te laat lyk. Dit is nie so eenvoudig soos wat klink. Die ChatGPT kan dit nie doen nie. Ja, so dit is my storie. As mense regtig meer wil weet, daar is nie veel meer om te vertel nie. Ek wil net vir jou sê dat ek gebruik AI in die vervaardiging van my werk. Dit is nie deur AI vervaardig nie. Daar's 'n baie groot verskil. So ja, die mense wat die musiek geniet, die mense wat die video's geniet, dankie dat julle kyk en luister. Ek waardeer julle, sonder julle het ek nie 'n platform nie. En ja, dan is dit dis wie AW Greiling is, en dis wie en waar Vetkruid en Vetkruid Musiek en die Vetkruid vandaan kom. Jammer, ek het vergeet om te noem, ek het daai selfdoodbrief se omskep in 'n liedjie, woord vir woord. Ek het nou nie baie moeite gedoen met die verwerking nie. Janneman klink so 'n bietjie Hollands. Miskien beteken hy iets vir iemand, maar soos ek sê, hy sal nooit vrygestel word nie. Mag die Here julle ryklik seën en saam met julle elke tree stap. En asseblief, as julle wil, kom saam met my op my journey. Miskien is jy op dieselfde journey as ek. Miskien help dit jou genees soos wat dit my help. Geseënde dag vir almal. Wanneer is dit genoeg? Ek pak als op 'n skaal, swart 10 wit, donker 10 lig. Die donker is so swaar, dit voel of alles swig. Ek maak die lig kant vol met God, met al my laaste krag. Die skaal trek reg, die lig wen, vir 'n oomblik in die nag. Dan kom die vraag, is dit net ek? My geloof wat faal, ek het uw goedheid al beleef. U gaan so menigmaal, waar is u nou? Ek roep en klop, doen ek dit weer verkeerd?
Ek sien nie werk jou grootheid, maar voel ek word gekeer, kan nie my nie sien nie, kan nie my ook nie verdra nie. God, ek sak my kop in skaamte, die duiwel het kom bly, hy het nees geskop in my drome. Die slaap is nou verby. Hulle het hulle eie lewens, hulle eie stryd, en ek maak nie regtig saak in die groot geheel van tyd. Foute, soveel foute wat ek gemaak het, ja. Spyt, die spyt loop by my ore. Ek sê ek is jammer, maar die woorde hang in die lug. My stem is net 'n echo, op soek na 'n weg terug. Is dit dan, wanneer dit kom, is dit waar genoeg is in my laaste tree, in my laaste lied. Daardie laaste note hang nog swaar in die lug. Wat 'n getuienis. Awie, dankie vir jou eerlikheid. Dankie dat jy nie jou donkerste hoofstukke wegsteek nie, maar dit gebruik om lig vir ander te bring. Miskien sit jy vandag en dink jou storie is stikkend. Miskien voel jy skaam oor waar jy was, of selfs waar jy nou is. Maar hoor dit vandag. God gooi nie mense weg nie. Hy herstel, hy herskryf. As hy dit vir Awie kon doen, kan hy dit vir jou ook doen. My eie pad lyk donker, my hande voel so leeg. Die drome wat ek koester, het stilweg wegbeweeg. Die toekoms lyk donker, geen lig wat voor my brand. Ek wonder in die stilte, is ek nog in God se hand? God se stem het my geroep, my hart het het gehoor. Vir nou maak ek nie saak nie, God vul my met u gees. Help my om te sing, die wat struikel, die hart wat swaar kry dra. Laat ek dan die lig dra. Gee my die antwoord op hul vraag.
Mag die Here van vandag, die Here van elke stryd, die Here van elke stil traan, jou seën en jou bewaar. Mag hy jou beskerm wanneer jy moeg raak, mag hy jou dra wanneer jy voel jy kan nie meer nie, mag hy sy lig oor jou laat skyn in tye wat donker voel, mag vrede jou huis vul, mag hoop weer in jou hart posvat, mag jy weet, jy is nie alleen nie, ons loop nie hierdie pad alleen nie, die Here gaan voor ons, hy staan langs ons en hy bly agter ons as beskerming. Die is jou stasie in die Waterberge.